Goeienaand, wat 'n groot eer en voorreg is dit om jou te kan groet. Dit is Dinsdag 28 Julie 2026 en ons gesels vanaand met die tema in Woord op sy tyd, bewondering. Ons skrifgedeelte kom uit Hooglied 1 vers 9 tot 10. Met die perdevore waarvan Farao vergelyk ek u, my vriendin. Lieflik is die wange tussen die kettingkies, die hals in die snoere. Nou, kom ons buig ons hoofde en ons open vanaand eers met 'n gebed. Hemelse Vader, ons loof en prys u vir u groot liefde. Dankie dat u elkeen van ons ken en liefhet. Dankie dat u nie na ons kyk soos mense kyk nie, maar dat u die hart sien. Heilige Gees, kom open vanaand u woord vir ons, verander ons manier van dink, praat en leef. Genees waar daar seerkry is, herstel waar daar verwydering is. Leer ons om deur u oë te kyk en deur u liefde lief te hê. Laat elke woord vanaand lewe bring en ons bid dit in die magtige naam van Jesus alleen. Amen en amen. Nou, wanneer mense die boek Hooglied lees, dink hulle dikwels dit gaan net oor liefde tussen man en vrou. Maar Hooglied wys vir ons hoe God bedoel het dat liefde, eer, respek en waardering moet lyk. Ons leef in 'n tyd waar mense baie maklik kritiek lewer. Mense onthou wat jy verkeerd gedoen het, maar vergeet dikwels wat jy reg gedoen het. God roep sy kinders om anders te leef. Liefde sien waarde raak. Die bruidegom begin nie deur kritiek uit te spreek nie, hy begin deur haar waarde raak te sien. Ware liefde soek nie eers foute nie. Ware liefde sien die mooi raak. Net so kyk Christus na sy gemeente. Hy werk nog aan ons, maar hy hou nie op om ons lief te hê nie. Nou, bewondering bou mense op. Woorde het ongelooflike krag. Een negatiewe opmerking kan iemand vir jare seermaak. Een opregte woord van waardering kan iemand nuwe moed gee. Dink 'n bietjie, hoe praat ons met ons lewensmaat? Met ons kinders, met ons ouers, met gemeentelede, met vreemdelinge. Ons woorde openbaar ons harte. Sien mense deur God se oë. Ons kyk dikwels na die voorkoms, die foute, die verlede, die mislukkings. Maar God kyk na die identiteit, die bestemming, die karakter, die hart. Wanneer God na Petrus kyk, sien hy 'n rots. Wanneer God na Gideon kyk, sien hy 'n dapper held. Wanneer God na ons kyk, sien hy kinders wat hy besig is om te verander. Nou, waardering verander verhoudings. Baie huwelike lei nie omdat daar geen liefde is nie, nee, maar omdat daar geen waardering meer is nie. Baie kinders verlang nie na geld nie, hulle verlang om te hoor, ek is trots op jou. Baie mense sit Sondag in die kerk, sonder dat iemand ooit vir hulle sê, jy beteken iets. Kom ons word mense wat lewe spreek. Jesus bewonder sy kinders. Ons dink soms God is net teleurgesteld in ons. Maar wanneer ons in Christus is, sien hy sy kinders wat deur sy bloed skoon gewas is. Hy sien geloof wat groei, gehoorsaamheid, volharding, liefde. Hy's besig om ons meer soos Jesus te maak. Vra jouself vanaand, wie het lanklaas waardering van my gehoor? Wie het bemoediging nodig? Wie kan ek vandag opbou? Maar dis 'n gewoonte om elke dag, maak dit 'n gewoonte om elke liewe dag, van Maandag tot Sondag, ten minste een persoon opreg te bemoedig. Ons wêreld het nie meer kritiek nodig nie. Ons wêreld het mense nodig wat God se liefde sigbaar maak. Laat jou woorde genesing bring. Laat jou waardering hoop bring. Laat jou bewondering ander nader aan Christus trek. En onthou, soos Christus jou liefhet en jou waarde raak sien, so moet ons ook ander lief hê. Mense, hierdie is 'n baie moeilike boodskap om te bedien. En selfs Hooglied, die boek,
het ek al baie deurgelees en deurgewerk maar die Here het hierdie openbaring aan my gewys van die bewondering, hoe hanteer ons mense? Wat se liefde wys ons? Wys ons regtig waardering? Luister hierdie woord weer as jy moet. Kom ons buig ons hoofde en ons bid saam. Hemelse Vader, dankie dat U ons eerste lief gehad het. Dankie dat U ons waarde in Christus herstel het. Vergewe ons waar ons met ons woorde ander afgebreek het en nagelaat het om waardering te wys. Vul ons met U Heilige Gees, sodat ons mense sal wees wat opbou, bemoedig en lief het. Laat ons huise, ons gemeente en ons gemeenskap verander, omdat ons kies om mense deur U oë te sien. Mag elke woord wat uit ons monde kom, U naam verheerlik en lewe bring aan almal wat dit hoor. Ons bid dit in die magtige naam van ons Here Jesus Christus alleen. Amen en amen. Luister gerus die volgende lied. Hy sien die mooi in my. U kyk nie na my foute nie. U sien die mens wat groei. U hand vorm my elke dag met genade, trou en hoop. Toe ek my waarde nie kon sien, het U my naam geken. Met liefde het U my geroep. Ek behoort vir ewig aan U. Elke woord wat U oor my spreek, bring nuwe lewe in my hart. U sien die mooi in my, selfs waar ek dit nie sien. U liefde maak my nuut. U genade laat my leef, leer my om ander ook te sien. Met oë vol van liefde, dat my woorde lewe bring, soos U se vir my gebring het. Ek is geliefd, ek is aanvaar. Deur Jesus Christus is ek waardevol. Ek sal ook lief hê, ek sal ook opbou. Met elke woord sal ek U liefde wys. U sien die mooi in my, nou sien ek dit ook in ander. Laat elke woord wat ek vandag spreek, 'n saakie van hoop laat groei. U liefde verander harte, U genade maak ons vry. Ek wil leef tot eer van U, my koning, my verlosser, my Jesus. U sien die mooi in my, daarom sal ek die mooi in ander sien.
Indien dit op jou hart is om hierdie woord te deel dit gerus met iemand wat dit moet hoor. En indien u gebedsversoek het en u wil hê ek moet vir u bid, stuur asseblief vir my 'n WhatsApp na 062 842 8396. Bid met liefde vir u. Blessings, lekker aand, tata.